Die oggendson het oor Sandton se luukse strate geskyn terwyl Pieter van der Merwe sy swart Mercedes deur die eksklusiewe woonbuurt bestuur het. Sy Italiaanse pak het duisende rande gekos, sy horlosie nog meer. Hy was 42 jaar oud en aan die top van sy spel. Vanoggend sou hy die finale ooreenkoms teken om nog 'n maatskappy oor te neem, 'n transaksie wat hom miljoene sou verdien. Sy gedagtes was reeds besig om te beplan hoe hy die helfte van die werknemers sou ontslaan om winste te maksimeer. Pieter het geen genade in sy besigheidswêreld nie. Hy het geleer dat sagtheid swakheid was, dat emosies net hindernisse was op die pad na sukses. Sy nederige oorsprong in 'n klein dorpie in die Vrystaat was iets wat hy lankal agter hom gelos het, soos 'n ou vel wat hy afgegooi het. Niemand in sy kring wis van die armoedige huis waar hy groot geword het nie, die koue winter sonder verwarming, die dae sonder kos. Hy het daardie lewe uitgewis asof dit nooit bestaan het nie. Sy kar het vertraag by 'n verkeerslig en dit was toe dat hy haar sien. 'n Klein dogtertjie van omtrent 7 jaar oud het op die sypaadjie gestaan langs 'n pink fiets met oefenwiele. Sy het 'n pers rokkie gedra wat verbleik was, maar skoon, haar bruin hare netjies in 2 vlegsels. In haar handjies het sy 'n kartonbordjie vasgehou waarop met kleurvolle koke geskryf was. Pieter het geïrriteerd geraak. Wat doen 'n arm kind in hierdie buurt? Hy het oorweeg om die veiligheidsmaatskappy te bel om haar te verwyder. Maar iets het hom laat stop. Die dogtertjie het nie gebedel nie. Sy het regop gestaan met 'n waardigheid wat ongewoon was vir haar omstandighede. Haar skoene was oud, maar skoon, haar gesiggie gewas. Die fiets langs haar was duidelik geliefd, versier met plakkers van prinsesse en eenhorings. Die soort fiets waarvan elke dogtertjie droom. Pieter het sy venster afgemaak en die bordjie gelees. Te koop vir R50. Mamma het geld nodig vir kos. Die woorde het hom geraak op 'n manier wat hy nie verwag het nie. Hy het probeer om dit te ignoreer, om aan te ry, maar sy hand het geweier om die rad te dra. Die meisietjie het na sy motor gestap met skugter tree. Sy het opgesien na die glansende swart Mercedes met oë wat te groot was in haar maar gesiggie. Pieter, meneer van der Merwe, wil u my fiets koop? Het sy gevra met 'n stem wat helder was maar bewerig. Dit werk baie goed. Ek het altyd baie goed daarvoor gesorg. Dit is eintlik baie meer werd as R50, maar dit is al wat my mamma nodig het om inkopies te doen. Pieter het haar net aangekyk. Daar was iets in die manier waarop sy gepraat het, die manier waarop sy haar koppie hoog gehou het ten spyte van alles. Hoekom verkoop jy jou fiets? Het hy gevra, sy stem harder as wat hy bedoel het. Die kind het geskriek, maar nie teruggestaan nie. My mamma het haar werk verloor, meneer van der Merwe. Haar baas was baie sleg. Sy het net een dag gevra om my dokter toe te vat want ek was siek en hy het haar gegooi. Net so sy het baie gehuil daardie aand. Sy dink ek slaap, maar ek hoor haar. Die woorde het Pieter soos messteke getref. Ongeveer 'n maand gelede het hy 'n werknemster ontslaan vir afwesigheid. Sy het gewaag om verlof te vra om haar siek kind te versorg. Hy het dit gedoen sonder om 2 keer te dink, as 'n voorbeeld vir ander wat sou dink hulle kan familie voor werk plaas. Die vrou het gesmeek, genoem dat sy 'n alleenstaande ma was, maar hy was onversetlik. Sy het gehuil toe sy uitgestap het, maar hy het reeds aan die volgende vergadering gedink. Waar woon jy? Het Pieter gevra, al wou hy nie regtig weet nie. In Hilbrow, meneer van der Merwe. Ons het van tevore 'n bietjie beter gewoon, maar sedert mamma haar werk verloor het, moes ons trek. Die woonstel is baie klein en dit ruik sleg, maar mamma probeer dit skoon hou. Sy werk so hard. Elke dag soek sy werk, maar niemand wil haar aanvat nie. Sy sê dit is omdat daardie slegte baas haar geen referensie gegee het nie. Pieter het gevoel hoe sy maag omkeer. Die kind het aangehou praat met die eerlikheid wat net kinders het. My naam is Annelie, meneer van der Merwe. Ek is 7 jaar en 3 maande oud. Ek is in graad 2. Ek is eintlik 'n goeie student, maar laas kan ek nie konsentreer nie, want ek is altyd honger. Die skoolkafeteria is te duur en mamma maak vir my 'n toebroodjie wanneer daar brood is. Sy het geglimlag toe sy dit gesê het, asof dit normale was. Die wêreld het begin draai. Pieter het probeer om wegry, om hierdie gesprek te beëindig, maar sy hande het gevoel asof hulle aan die stuurwiel vasgeplak was. Annelie het haar koppie skuins gehou en na hom gekyk met oë wat te oud was vir haar jare. Meneer van der Merwe, is u seker u wil nie my fiets koop nie? Dit is regtig 'n goeie fiets.
My mamma het dit vir my gekoop toe sy nog geld gehad het, toe sy nog werk gehad het. Sy sê ek moet dit verkoop sodat ons kan eet. Sy het dit nie vir my gesê nie, maar ek het haar hoor praat op die telefoon. Iets in die manier waarop sy dit gesê het Pieter laat besef dat hierdie kind presies geweet het wat aangaan. Sy was nie naïef nie. Sy was desperaat. En sy probeer om haar mamma te help op die enigste manier wat sy kon. Het jy al ontbyt gehad vandag? Het Pieter homself hoor vra. Annelie het haar kop geskit. Mamma het gesê sy is nie honger nie, maar ek het gesien hoe sy na die leë kasie kyk. Sy het vir my gesê om hier te staan en te probeer om die fiets te verkoop terwyl sy na nog 'n onderhoud toe gaan. Sy sê hierdie buurt is veilig en dat iemand seker sal wil koop. Pieter het na hierdie kind gekyk, hierdie maar dogtertjie met haar skoon gesiggie en haar geliefde fiets, en hy het vir die eerste keer in jare iets gevoel wat na skaamte gelyk het. Hy het gewonder hoeveel ander kinders daar was, hoeveel ander families wat hy vernietig het met sy koel besigheidsbesluite. Maar dan het hy daardie gedagte weggedruk. Besigheid was besigheid. Emosies het geen plek nie. Tog kon hy nie wegry nie. Iets het hom daar gehou, iets wat hy nie kon verduidelik nie. Vertel my van jou mamma, het hy gesê, al wou hy nie regtig hoor nie. Annelie se gesiggie het opgelig. My mamma is die beste mamma in die wêreld, meneer van der Merwe. Sy is baie sterk. Toe my pa ons gelos het toe ek nog 'n baba was, het sy alleen vir ons twee gesorg. Sy het altyd twee werk gehad. Sy het gesê sy sal nooit ophou probeer nie. Maar nou is sy moeg. Ek kan sien sy is moeg. Die woorde het Pieter se hart geraak op 'n manier wat hy nie begryp het nie. Pieter het uit sy motor geklim sonder om te dink. Die koue wind het sy dierpak laat waai, maar hy het dit nie eens gemerk nie. Hy het langs die fiets gehurk en dit noukeurig ondersoek. Dit was 'n goeie fiets, al was dit oud. Die verwerk was versigtig aangesien, die plakkers met liefde aangebring. Hierdie was nie sommer 'n stuk speelgoed nie. Dit was 'n kind se skat. Annelie het langs hom gehurk, haar klein handjies op die fiets stuur. Sien u, meneer van der Merwe. Die remme werk perfek. My mamma het dit laat regmaak by die fietswinkel toe dit nog kon. En die ketting is gesmeer. Ek het baie goed daarvoor gesorg want dit was my beste geskenk ooit. Sy het haar vinger oor 'n pink streep getrek. Ek het hierdie fiets gekry toe ek 5 was. Dit was voor alles sleg geword het. Voor alles sleg geword het. Die woorde het in Pieter se kop gehamer. Hy het opgestaan en na die kind gekyk. Sy was so klein, so tenger. Haar arms was te maar, haar wange te hol. Hierdie was 'n kind wat nie genoeg eet nie. Annelie, het hy gesê, sy stem sagter as normaal, hoekom is jy alleen hier? Waar is jou mamma nou? Sy het opgesien na hom met oë vol vertroue wat hy nie verdien het nie. Sy het na 'n onderhoud in Rosebank. Sy het gesê dit mag dalk 'n paar ure neem en dat ek hier moet wag. Sy sê dit is 'n veilige buurt en dat iemand seker my fiets sal wil koop. Dan kan ons vanaand eet. Mamma het vir 3 dae nie geëet nie, maar sy dink ek weet nie. Ek sien hoe sy die laaste stukkie brood vir my gee en sê sy het reeds geëet. Pieter het gevoel hoe woede in hom opvlam. Nie woede op die kind nie, nie eens woede op die moeder nie, maar woede op homself. Hoe het dit so ver gekom? Hoe kon 'n kind alleen op straat staan en haar geliefde fiets probeer verkoop terwyl haar ma desperaat na werk soek? En hoekom het dit hom so geraak? Hy het gewonder of hierdie die vrou was wat hy ontslaan het. Die gedagte het hom siek gemaak. Wat is jou ma se naam? Het hy gevra, bang vir die antwoord. Annelie het hom vreemd aangekyk. Hoekom wil u weet, meneer van der Merwe? Gaan u haar in die moeilikheid bring? Asseblief moenie. Sy het net probeer om die regte ding te doen. Sy wou nie van haar werk af bly nie, maar ek was regtig baie siek. Nee, het Pieter haastig gesê. Ek wil net weet. Dis al. Annelie het gehuiwer en dan gesê, haar naam is Elsie. Maar sy gebruik nie meer daardie naam nie. Sy het teruggegaan na haar nooiens van nadat my pa ons gelos het. Sy sê dit maak dinge makliker. Nou is sy Elsie Botha weer. Maar van tevore was sy iets anders. Pieter se bloed het gevries. Botha. Sy ma se nooiens van was Botha. Elsie Botha. Dit kon nie wees nie. Sy hande het begin bewe. Annelie, het hy gefluister, wat was jou ma se van voor sy dit verander het? Die kind het hom bekommerd aangekyk.
"U lyk sleg, meneer van der Merwe. Is u okay? Moet ek hulp gaan kry?" "Nee," het Pieter gesê, sy stem nou dringend. "Vertel my net. Wat was haar van?" Annelie het haar skouers opgehaal. "Ek dink dit was van der Merwe, net soos Isen. Maar sy praat nie daaroor nie. Sy sê dit bring slegte herinneringe. Sy sê daar was iemand in daardie familie wat baie sleg was, wat sy rug op ons gedraai het, toe ons hom nodig gehad het." Die wêreld het onder Pieter se voete begin draai. Dit kon nie waar wees nie. Hierdie kind, hierdie maar dogtertjie met haar pink fiets, kon nie sy halfsuster wees nie. Maar die waarheid het hom in die gesig gestaar. Sy ma het 'n nuwe lewe probeer begin na hy haar verlaat het. Sy het getrou en kind gehad, en toe het daardie man haar ook verlaat. En in haar desperaatheid het sy haar naam verander en by sy maatskappy gaan aansoek doen vir werk. En hy het haar ontslaan. Sy eie ma sonder om te weet. Sonder om te gee. "Meneer van der Merwe, u lyk regtig sleg," het Annelie gesê, haar klein handjie op sy arm. "Moet ek water gaan haal? Daar is 'n kraan by daardie park." Pieter het na haar gekyk, hierdie kind wat hy behoort te beskerm het, en trane het in sy oë gebrand. Hy het dit teruggehou met groot moeite. "Nee, dankie, Annelie. Ek is okay. Vertel my meer van jou familie. Het jy enige ander broers of susters?" Annelie het haar kop geskud. "Net 'n broer. Maar ek het hom nooit ontmoet nie. Hy is baie ouer as ek. Mamma praat nie baie van hom nie, maar soms hoor ek haar huil en sy sê sy naam. Sy sê hy het ryk geword en ons vergeet. Sy sê hy skaam hom vir ons." Haar stem het gebars. "Ek verstaan nie hoekom nie. Ons is nie slegte mense nie. Mamma werk baie hard. Hoekom sou iemand skaam wees vir ons?" Elke woord was 'n dolk in Pieter se hart. Hy het op die sypaadjie gesit, nie meer besorg oor sy dierpak nie. Annelie het langs hom gesit, haar klein lyf tenger en kwesbaar. Sy het haar been uitgestrek en hy het gesien dat haar skoene met kleefband vasgeplak was. Die soem van haar rokkie was versigtig opgeslaan, duidelik deur hande wat liefde geken het, maar nie hulpbronne nie. "Meneer van der Merwe," het Annelie gesê, haar stem nou sagter, "dink jy iemand sal my fiets wil koop? Mamma het gesê as niemand dit koop teen middagete nie, moet ek huis toe gaan. Maar ek wil regtig dit verkoop. Sy het so hard gewerk om dit vir my te koop. Dit breek my hart om dit te verkoop, maar mamma se hart breek meer as ons nie kan eet nie." Die wysheid van hierdie 7-jarige kind het Pieter verpletter. Sy het meer volwassenheid getoon as wat hy ooit in sy lewe gehad het. "Annelie," het hy gesê, sy stem skraap van emosie, "as jy enige wens kon hê, wat sou dit wees?" Die kind het gedink vir 'n oomblik, haar gesiggie ernstig. "Ek sou wou hê dat my mamma weer gelukkig is. Dat sy ophou huil snags. Dat ons genoeg kos het. En dat my broer wat ons vergeet het, terugkom. Mamma sê hy was lief vir haar toe hy jonk was. Ek wonder wat het gebeur." Pieter het geweet presies wat gebeur het. Hy het gebeur. Hy en sy ambisie, sy grense, sy koue hart. Hy het sy ma verlaat omdat hy skaam was vir sy armoede. Hy het gemeen dat om suksesvol te wees, hy alles van sy verlede moes afskud. En in die proses het hy die enigste mense vergeet wat ooit regtig vir hom omgegee het. Pieter het na Annelie gekyk met nuwe oë. Haar gesig het dieselfde vorm gehad as sy ma se. Haar oë, al was hulle te groot in haar maar gesiggie, het dieselfde kleur gehad as sy eie. Hoe weet hy dit gemis? Hoe kon hy so blind gewees het? "Annelie," het hy gesê, sy stem bewerig, "wat is jou broer se naam?" "Dieselfde een wat jou ma vergeet het." Die kind het aarzelend gelyk. "Ek moet nie sy naam sê nie. Mamma word baie hartseer as ek dit doen. Maar ek sal u vertel dat hy 'n baie belangrike man is. Mamma sê hy het 'n groot maatskappy. Sy sê hy het vergeet waar hy vandaan kom, sy sê hy het nie meer 'n hart nie." Annelie het na haar skoene gekyk. "Soms wonder ek of dit my skuld is. Miskien as ek nie gebore was nie, sou hy nie so kwaad gewees het nie." "Nee," het Pieter gesê, sy stem heftig. "Dit is nie jou skuld nie. Jy is perfek. Jy is wonderlik. Dit is niemand se skuld nie behalwe hy het gestop." Hy kon nie die woorde sê nie. "Nie nog nie." Annelie het na hom opgekyk met nuuskierigheid. "U is 'n vreemde man, meneer van der Merwe. Die meeste mense kyk net verby my. Maar u het gestop. Hoekom?"
Pieter het nie geweet hoe om te antwoord nie. Omdat ek dalk nie so 'n slegte mens is soos ek dink ek is. Omdat daar iets in jou is wat my herinner aan wat ek verloor het. Omdat jy my halfsuster is en ek het dit net uitgevind. Hy het niks gesê nie, net sy kop geskud. Die stilte tussen hulle was swaar met ongesproke woorde. Dan het Annelie iets gesê wat alles verander het. Meneer van der Merwe, mag ek u naam weet? U weet myne, maar ek weet nie u nie. Behalwe Ivan. Pieter het gevoel hoe sy keel toegesluit het. My naam is Pieter, het hy gefluister. Pieter Johannes van der Merwe. Die kind se oë het groot geword. Pieter, het sy haar onderhaal, haar stem vol ongeloof. Pieter Johannes. Sy het agteruit gedeins asof hy haar geslaan het. U is hom. U is die broer wat ons verlaat het. U is die een waaroor mamma huil. Die een wat so ryk geword het dat hy sy eie familie vergeet het. Annelie se stem het gebreek en trane het begin rol. U is my broer. My eie broer. En u het genoeg geld om honderde fietsies te koop, maar my mamma en ek het nie genoeg kos nie. Die waarheid tussen hulle was nou sigbaar, rou en pynlik. Pieter het probeer om na die kind te reik, maar sy het teruggeskuif. Annelie, luister asseblief, het hy gesmeek. Ek het nie geweet nie. Ek het nie geweet dat jou mamma my ma was nie. Sy het haar naam verander. Ek het haar ontslaan sonder om te weet. Maar selfs terwyl hy dit gesê het, het hy geweet hoe swak dit geklink het. Hoe kon hy nie geweet het nie? Omdat hy nie omgegee het nie. Omdat werknemers vir hom net nommers was, nie mense nie. Annelie het na hom gekyk met 'n uitdrukking wat te oud was vir haar jare. U het nie geweet nie. Hoe kon u nie weet nie? Sy is u ma, het u nie eens gekyk na haar naam nie. Het u nie gesien hoe sy lyk nie? Of was u te besig met die geld en die groot motor om te gee? Elke woord was 'n beskuldiging en elke beskuldiging was waar. Pieter het op sy knieë voor die kind gegaan, nie meer besorg oor hoe dit lyk nie. Mense het verbygeloop en wonderlik aangekyk, maar hy het hulle geïgnoreer. Jy het reg, het hy gesê, sy stem gebreek. Jy het heeltemal reg, ek het nie omgegee nie. Ek was so besig om suksesvol te wees, om ryk te wees, om alles te vergeet waar ek vandaan kom, dat ek my eie familie vernietig het. Ek het jou ma ontslaan omdat sy haar kind wou versorg. Ek het haar geen tweede kans gegee nie, geen medelee gewys nie. En daai kind was jy, die trane het nou vrylik oor sy gesig gerol. Annelie het na hom gekyk, haar eie oë nat. Hoekom? Het sy gevra met 'n gebroke stemmetjie. Hoekom het u ons verlaat? Ons was nie sleg vir u nie. Mamma sê sy het u baie lief gehad. Sy sê u was 'n goeie seun toe u jonk was. Wat het gebeur? Wat het gebeur? Pieter het probeer om antwoorde te vind, maar alles wat hy kon dink was hoe hy sistematies elke herinnering aan sy verlede uitgewis het. Hoe hy skaam was vir die huis waar hy groot geword het, die skool waar hy navoet gaan het, die kere wat hy honger was. Hy het gedink dat om suksesvol te wees, hy moes vergeet. Maar in die vergeet het hy homself verloor. Ek was bang, het hy uiteindelik gesê. Bang dat as mense weet waar ek vandaan kom, hulle my nie sou respekteer nie. Bang dat ek sou terugval in daai armoede. So ek het alles afgesny. Jou ma, my verlede, alles wat my aan daai lewe herinner het. Ek het gedink ek was sterk. Maar ek was net 'n lafaard. Annelie het haar handjie uitgesteek en 'n traan van sy wang gevee. Die gebaar was so teer, so onverwags, dat dit Pieter se laaste verdediging laat bars het. Hierdie kind wat hy verlaat het, wat honger was omdat hy haar ma ontslaan het hom vergewe genoeg om sy trane af te vee. "U huil," het sy gesê, verwonderd. "Ek het gedink u het nie meer gevoelens nie. Mamma sê u het 'n hart van klip." "Ek het Pieter gesê. Vir 'n lang tyd het ek. Maar jy het dit gebreek, Annelie. Jy en jou pink fiets en jou liefde vir jou ma, jy het my laat onthou wat regtig belangrik is." Die kind het haar kop geskuins gehou. "Beteken dit u gaan ons help? Gaan die mamma haar werk teruggee? Sy is baie goed in haar werk, weet u, sy het net een slegte dag gehad toe ek siek was." Pieter het sy foon uitgehaal met bewende hande. Hy het sy assistent gebel. "Kanselleer al my afsprake vir vandag," het hy gesê, sy stem ferm ten spyte van die trane. "Almal. En skakel my deur na menslike hulpbronne. Nou dadelik." Annelie het na hom gekyk met groeiende hoop in haar oë.
Meneer van der Merwe, het sy gefluister, Pieter, bedoel ek. Gaan alles oukei wees? Ek gaan alles regmaak, het hy beloof. Ek gaan begin om die skade te herstel wat ek aangerig het. Hy het met menslike hulpbronne gepraat, sy stem koud en gesaghebbend. Daar was 'n vrou, Elsie Botha, wat onlangs ontslaan is. Ek wil hê sy moet onmiddellik weer aangestel word. Nie in haar vorige posisie nie, maar as 'n senior konsultant met volle terugbetaling van alle verlore salaris. En ek wil dit vandag nog gedoen hê. Die stem aan die ander kant van die lyn het geprotesteer. Meneer van der Merwe, ons het prosedures. Ons kan nie sommer iemand weer aanstel sonder die regte dokumentasie nie. Pieter se stem het gevaarlik laag geword. Luister goed. Hierdie vrou is onregverdig ontslaan. Ek neem volle verantwoordelikheid. Ek wil hê dit moet reggemaak word binne die volgende uur, of ek vind iemand anders wat dit kan doen. Is ons duidelik? Ja, meneer, het die stem haastig gesê. Dit sal gedoen word. Pieter het die foon neergesit en na Annelie gekyk. Die kind het na hom gestaar met 'n mengsel van vrees en hoop. Is dit regtig? Het sy gevra. Gaan my mamma regtig haar werk terugkry? Pieter het gekniel. Ja, het hy gesê. Maar dit is net die begin. Ek het baie meer om reg te maak. Op daardie oomblik het 'n bekende figuur om die hoek verskyn. Elsie het vinnig geloop, haar gesig gespanne. Sy het ouer gelyk, haar hare meer grys as wat Pieter onthou het. Jare van stryd en kommer was in elke lyn van haar gesig gekerf. Toe sy Pieter langs Annelie sien sit, het sy plotseling gestop. Die kleur het uit haar gesig gevlug. Vir 'n oomblik het dit gelyk asof sy gaan omdraai en wegloop, maar toe het sy na haar dogter gehardloop. Annelie, het sy uitgeroep, haar stem vol paniek. Wat het gebeur? Wat doen hy hier? Sy het die kind beskermend agter haar getrek, haar oë vol vrees en woede op Pieter gerig. Dit was die eerste keer in jare dat Pieter sy ma van so naby gesien het. Die vrou wat hom grootgemaak het, wat talle nagskof gewerk het om hom te voer, wat haar beste gegee het met die min wat sy gehad het. En hy het haar verlaat. Erger nog, hy het haar vernietig sonder om selfs te weet. Mamma, het Annelie gesê, haar stem opgewonde, dit is Pieter. Ons broer Pieter. Hy het gestop om my fiets te koop en toe het ons begin praat en hy het uitgevind wie ons is. Elsie se oë het vernouend geword. So jy weet nou, het sy bitterlik gesê. Die groot Pieter van der Merwe het uitgevind dat hy sy eie ma ontslaan het. Moet ek veronderstel wees om dankbaar te wees dat jy my nou erken? Haar stem was vol jare se pyn, jare se verwerping. Pieter het opgestaan, sy hande voor hom uitgesteek. Ma, het hy gesê, en die woord het vreemd gevoel op sy tong na al die jare. Ma, asseblief. Laat my verduidelik. Verduidelik. Het Elsie gesê, haar stem styg. Wat is daar om te verduidelik, Pieter? Jy het my verlaat toe jy 28 was. Jy het gesê jy wil niks meer met my te doen hê nie. Jy het gesê ek herinner jou aan 'n lewe wat jy wil vergeet. Sy het haar arms om Annelie gesit. En toe ek desperaat was, toe ek nêrens anders kon draai nie, het ek my naam verander en by jou maatskappy gaan werk. Ek het gehoop teen my beter oordeel dat jy dalk my sou sien. Dat jy dalk sou omgee. Maar jy het my ontslaan soos ek niks was nie. Elke woord was waar. Elke beskuldiging geregverdig. Pieter het gevoel hoe sy bene swak word. Ek het nie geweet dit was jy nie, het hy gesê, maar selfs vir hom het dit swak geklink. Ek het jou naam nie herken nie. Elsie se lag was hard. Natuurlik het jy nie. Want jy het nooit omgegee genoeg om te kyk nie. Jy het nooit gewonder of enige van jou werknemers dalk mense met stories is, met families, met probleme nie. Hulle was net nommers vir jou. Sy het na Annelie gekyk, haar hand teer op die kind se kop. Hierdie klein meisie, jou suster, het vandag uitgegaan om haar geliefde fiets te verkoop. Weet jy hoekom, Pieter? Want sy het my sien huil en sy wil my help. Sy is 7 jaar oud en sy probeer my help. Waar was jy? Waar was die broer wat veronderstel was om vir ons om te gee? Pieter het na die grond gekyk, nie in staat om sy ma se oë te ontmoet nie. Jy het reg, het hy gefluister. Jy het heeltemal reg, ek was sleg. Ek het jou verlaat. Ek het skaam gevoel vir waar ons vandaan kom, ek het gedink as ek suksesvol wil wees, moet ek alles van my verlede afsny. Maar ek was verkeerd.
So verskriklik verkeerd. Elsie se oë het vol trane geword. Weet jy wat die ergste deel is? Het sy gesê, haar stem breek. Dit is nie dat jy my verlaat het nie. Kinders groei op en gaan voort. Dis natuurlik. Maar jy het my verwerp. Jy het ophou om my te sien as jou ma, ek het jou grootgemaak, Pieter. Ek het nagskof gewerk sodat jy kon studeer. Ek het kos opgeoffer sodat jy kon eet. En toe jy suksesvol geword het, het jy my behandel asof ek iets was om van skaam te wees. Ek was skaam, het Pieter erken, trane nou vrylik op sy wange. Maar nie van jou nie, maar ek was skaam van myself. Skaam dat ek arm was. Bang dat mense my sou afkeer as hulle weet waar ek vandaan kom, so ek het alles weggedruk, insluitend die enigste persoon wat ooit regtig onvoorwaardelik van my gehou het. Annelie het tussen hulle beweeg, haar klein gesiggie ernstig. Mama, het sy gesê, Pieter het gehuil toe hy uitgevind het wie ons is. Hy was hartseer. En hy het jou werk teruggegee. Hy het dit beloof. Elsie het na haar dogter gekyk, dan na haar seun. Geld en werk kan nie jare van pyn regstel nie, Annelie. Daar is dinge wat belangriker is. Ek weet, het Pieter gesê. Daarom vra ek nie om onmiddellike vergifnis nie. Ek vra net vir 'n kans. 'n Kans om te bewys dat ek kan verander. 'n Kans om die seun te wees wat jy grootgemaak het voor gierigheid my hart laat verhard het. Sy het hom lank aangekyk, soekend vir enige teken van opregtheid. Wat sy gesien het, moet iets gewees het wat haar laat aarsel het. Kom, het Pieter gesê. Laat my julle na ordentlike ete neem. Asseblief, ma, Annelie het geëet soos 'n hongerkind. Laat my ten minste dit doen. Elsie het gehuiwer, trots en desperaatheid wat in haar gesig beklei. Uiteindelik het sy gekniel. Kom, Annelie. Ons gaan. Maar nie omdat ons moet nie. Hulle het na 'n restaurant in Sandton gegaan, 'n beskaaie plek, nie te cheap nie. Pieter het geweet sy ma sou ongemaklik voel in een van die luukse plekke wat hy gewoonlik besoek het. Annelie se oë het groot geword toe sy die spyskaart sien. Mamma, kyk hoeveel keuses daar is, het sy opgewonde gesê. Kan ons enigiets bestel? Elsie het na Pieter gekyk, haar trots nog steeds duidelik. Bestel net iets kleins, Annelie. Ons wil nie misbruik maak nie. Maar Pieter het sy kop geskud. Bestel wat jy wil, sussie. Asseblief. Annelie het geglimlag en haar vingers oor die spyskaart laat gly. Ek wil graag 'n hamburger hê, het sy gesê. En miskien 'n melkskommeling. En chips? Is dit te veel? Dis perfek, het Pieter gesê, sy stem dik van emosie. Kry dit alles. En 'n nagereg ook. Die kind se vreugde was aansteeklik, maar dit het ook Pieter se hart gebreek. Wanneer laas het sy genoeg gehad om te eet? Wanneer laas het sy die luukse gehad om te kies wat sy wou eet? Elsie het stil gebly terwyl hulle bestel het. Haar hande het in haar skoot bewe. Pieter kon sien hoe moeilik dit vir haar was om hier te sit, om hulp van die seun wat haar verlaat het te aanvaar. Toe die kos gearriveer het, het Annelie begin eet met 'n honger wat hartseer was om te sien. Elsie het probeer om dit te verberg, maar Pieter het gesien hoe sy elke happie getel het, hoe sy haar eie kos met Annelie gedeel het. Ma, het hy gesê, eet asseblief. Daar is genoeg. Elsie het hom aangekyk. Dit is nie so maklik om net te vergeet nie, Pieter. Jy kan nie verwag dat ek net moet glo dat alles nou anders is nie. Ek verwag dit nie, het hy gesê. Maar ek vra dat jy my 'n kans gee om te bewys dat ek wil verander. Annelie het opgekyk van haar hamburger, haar mond vol mamma, Pieter is regtig jammer. Ek kan sien hy is. Hy het gehuil op die sypaadjie. Mense het gestaar. Elsie se uitdrukking het versag vir 'n oomblik. Sy het haar hand oor Annelie se gesit. Jy is te goed, my kind. Te vergewend. Terwyl Annelie geëet het, het Pieter en Elsie gepraat. Sy het hom vertel van die jare na hy haar verlaat het. Van die swaar werk, die moeisame verhouding met 'n man wat haar uiteindelik ook verlaat het toe Annelie gebore is. Van die stryd om alleen 'n kind groot te maak terwyl sy probeer het om elke maand net die huur te betaal. Ek het gehoop, het sy gesê, haar stem sag, dat wanneer dinge moeiliker raak, jy dalk terug sou kom, dat jy dalk sou onthou dat jy 'n ma het. Maar jy het nooit gekom nie. Pieter het elke woord gevoel soos 'n mes. Ek het myself oortuig dat ek die regte ding doen, het hy gesê. Dat ek fokus op my loopbaan, op sukses.
Maar die waarheid is, ek was te veel van 'n lafaard om te erken waar ek vandaan kom. Ek het gedink as ek my verlede kon uitwis, sou ek gelukkiger wees. Maar ek was net leeg. Elsie het hom lank aangekyk. Weet jy wat die ergste deel was? Het sy gesê. Dit was nie die armoede nie. Ek het altyd geweet hoe om met min klaar te kom, dit was die verlies van my seun. Die wete dat ek jou verloor het, nie aan die dood nie, maar aan ambisie en skaamte. Pieter het sy oë toegemaak, die pyn te veel om te verdra. Ek is so jammer, maar ek weet daardie woorde is nie genoeg nie, maar ek is regtig jammer. Annelie het haar hamburger klaar geëet en met Pieter se arm begin speel. Broer, het sy gesê, die woord vreemd maar mooi. Gaan jy nou by ons bly? Gaan ons 'n gesin wees? Pieter het na sy ma gekyk, soekend vir enige teken van goedkeuring. Elsie het diep asem gehaal. Dit is nie so eenvoudig nie, Annelie. Mense kan nie net jare van pyn vergeet omdat iemand jammer sê nie. Maar hy is egtig jammer, mamma, het Annelie aangedring. Ek kan sien hy is. En jy is altyd so hartseer. Dalk kan ons probeer. Elsie se oë het vol trane geword. Jy is so jonk om sulke groot goed te verstaan, my kind. Maar ja, dalk kan ons probeer. Sy het na Pieter gekyk. Maar ek waarsku jou. Een verkeerde tree, een teken dat dit net vir vertoon is, en ons is weg. Vir altyd. Ek verstaan, het Pieter gesê. En ek beloof jou, ma, dit is nie vir vertoon nie. Ek wil my familie terug hê. Ek wil die broer wees wat Annelie verdien. Die seun wat jy groot gemaak het. Na ete het Pieter hulle na een van sy woonstelle geneem, netjies 'n plek in die sentrum van Johannesburg. Elsie het geprotesteer. Pieter, ons kan nie jou liefdadigheid aanvaar nie. Ons sal dit self moet maak. Dit is nie liefdadigheid nie, het Pieter gesê. Dit is familie. En dit is die minste wat ek kan doen na alles. Asseblief, ma, laat my dit doen. Die woonstel was gemeubileer en skoon met genoeg ruimte vir Elsie en Annelie. Die kind het deur die kamers gehardloop met vreugde. Mamma, kyk. Ons het ons eie badkamer. En 'n regte stoof. En vensters wat nie gebreek is nie. Elsie het haar dogter se opgewondenheid dopgehou, trane in haar oë. Sy het na Pieter gedraai. Hoekom doen jy dit regtig? Het sy gevra. Is dit uit skuld? Uit verpligting? Uit beide, het Pieter eerlik gesê. Maar ook omdat julle my familie is. En ek het te lank gedoen, asof dit nie saak maak nie. Elsie het gekniel en met haar hand oor die skoon vloere gevee. Ons het in 'n plek met kakerlakke gewoon, het sy sag gesê. Ek kon dit nie bekostig om te trek nie. Elke nag het ek wakker gelê en bekommerd dat Annelie siek sou word. Pieter het langs haar gekniel. Jy hoef nooit weer daaroor te bekommer nie, het hy gesê. Ek sweer dit vir jou. Elsie het na hom gekyk, soekend vir tekens van opregtheid. Wat sy gesien het, moet haar oortuig het, want sy het stadig gekniel. Dankie, het sy gefluister. Nie net vir die woonstel nie, maar vir die kans. Vir die probeer. Die volgende maande het Pieter se lewe dramaties verander. Hy het Elsie teruggestel in sy maatskappy, nie net as 'n gewone werknemer nie, maar as hoof van 'n nuwe departement wat hy spesiaal geskep het. Departement van Werknemer Welstand en Familieondersteuning. Sy eerste projek was om beleid te implementeer wat families beskerm. Geen werknemer sou ooit weer ontslaan word omdat hulle 'n siek kind moes versorg nie. Elsie het die posisie met gemengde gevoelens aanvaar. Sy was dankbaar, maar ook versigtig. Elke dag het sy haar seun dopgehou, soekend vir tekens dat sy verandering eg was. Pieter het dit verstaan. Hy het geweet dat vertroue nie oornag gebou word nie. Dit moes verdien word, dag na dag, besluit na besluit. Sy eerste groot toets het gekom toe een van sy senior bestuurders voorgestel het om 100 werknemers te ontslaan om koste te besnoei. Die ou Pieter sou sonder te dink ingestem het. Maar die nuwe Pieter het anders gereageer. Nee, het hy gesê, sy stem ferm. Ons gaan 'n ander manier vind. Hierdie is mense met families met verpligtinge. Ons gaan nie hulle lewens vernietig vir 'n bietjie ekstra wins nie. Die bestuursraad het geskok gelyk. Meneer van der Merwe het gesê, dit is nie emosioneel gesond besigheidspraktyk nie. Dalk nie, het Pieter gesê, maar dit is menslievende praktyk. En van nou af is dit hoe ons sake doen. Elsie het in die vergadering gesit en haar seun dopgehou.
Vir die eerste keer in jare het sy 'n flits gesien van die seun wat sy grootgemaak het. Die seun wat omgegee het, wat gevoelig was, wat regverdig wou wees. Annelie het in die nuwe omstandighede gebloei. Sy het begin by 'n goeie skool, waar sy vinnig vriende gemaak het. Sy het balletklasse begin neem, iets waarvan sy altyd gedroom het. Maar die belangrikste verandering was in haar gemoed. Die kind wat voorheen altyd bekommerd gelyk het, wat te oud vir haar jare was, het begin om net 'n kind te wees. Sy lag meer. Sy speel meer. Sy was gelukkig. Elke Vrydag het Pieter die aand by hulle deurgebring. Hulle het saam geëet, films gekyk, speletjies gespeel. Pieter het vir Annelie stories vertel van toe hy jonk was, van toe hy en sy ma in 'n klein huisie gewoon het. Die stories het Elsie laat glimlag en huil terselfdertyd, herinneringe aan 'n tyd toe hulle arm was, maar gelukkig. Een aand, nadat Annelie gaan slaap het, het Elsie en Pieter op die balkon gesit. Die ligte van Johannesburg het voor hulle uitgesprei. Ma, het Pieter gesê, kan jy my ooit regtig vergewe? Elsie het lank gedink voor sy geantwoord het. Vergifnis is 'n vreemde ding, Pieter. Dit is nie 'n enkele besluit nie. Dit is 'n keuse wat jy elke dag moet maak. Sommige dae is dit makliker as ander. Maar ja, ek dink ek is besig om jou te vergewe. Pieter het na die sterre gekyk. Ek het soveel verloor deur jou te verlaat, het hy gesê. Jare wat ek nie kan terugkry nie. Maar dalk kan ons nuwe herinneringe maak. Elsie het haar hand op syne gesit. Ons is besig om dit te doen, my seun. Elke Vrydag aand, elke foongesprek, elke keer dat jy vir Annelie wys dat sy 'n broer het wat vir haar omgee. Dit is nuwe herinneringe. Die maatskappy het ook verander. Werknemers het die verskil begin merk. Die koue Hugh wat hulle gevrees het begin om meer menslik te wees. Hy het begin om name te onthou, om te vra oor families, om te luister na bekommernisse. Produktiwiteit het eintlik verbeter, nie afgeneem nie. Mense het harder gewerk wanneer hulle gevoel het hulle was gerespekteer en gewaardeer. Pieter het 'n kursus by die maatskappy gestig, vry vir alle werknemers. Hy het verlof verleng vir ouers met siek kinders. Hy het mentaal gesondheidsondersteuning verskaf. Elke verandering was geïnspireer deur sy eie ervarings, deur die wete van wat sy ma deurmaak het. 6 maande na die dag op die sypaadjie het Pieter 'n spesiale geskenk vir Annelie gekoop. 2 nuwe fietsies, een pink en een blou. Die pink een was vir haar, die blou een vir hom. Hulle het saam deur die park gery, lag en speel. Vir enige iemand wat kyk, was hulle net 'n man en sy klein sussie wat 'n mooi dag geniet. Niemand sou geweet het van die pyn en stryd wat hulle deurgeloop het nie. Die ou pink fiets met oefenwiele het Pieter na sy kantoor geneem. Hy het dit in 'n glaskas gesit waar hy dit elke dag kon sien. Dit was sy herinnering, sy waarskuwing teen die persoon wat hy was en die belofte van die persoon wat hy probeer wees. Kollegas het gedink dit was vreemd, maar niemand het gewaag om te vra nie. Eendag het 'n joernalis vir Pieter genader vir 'n onderhoud. Hulle wou weet oor sy suksesgeheime, sy besigheidsstrategieë. Pieter het na die pink fiets gekyk en gesê, my grootste sukses was nie 'n besigheidstransaksie nie. Dit was toe ek my familie teruggevind het. Die joernalis het verward gelyk, maar Pieter het nie verder verduidelik nie. Sommige stories was te persoonlik om te deel. Elsie het begin om selfvertroue in haar nuwe rol te kry. Sy het beleid geïmplementeer wat werklik vir werknemers omgegee het. Ander maatskappye het begin om aandag te gee. Die Van der Merwe korporasie het 'n model geword van hoe besigheid en menslikheid kan saam bestaan. Wins het nie afgeslaan nie. Inteendeel, dit het verbeter. Gelukkige werknemers was produktiewe werknemers. Maar die grootste verandering was in die verhoudings. Pieter en Elsie het leer om mekaar weer te vertrou. Dit was nie maklik nie. Daar was daarvan spanning, oomblikke wanneer ou wonde weer oopgegaan het. Maar hulle het deurgedruk, albei verbind tot die proses van heling. Annelie was die gom wat hulle by mekaar gehou het. Haar liefde vir albei, haar onvermoë om wrok te hou, het hulle herinner aan wat regtig belangrik was. Op Annelie se 8ste verjaarsdag het Pieter 'n groot partytjie gereël. Nie iets te duur nie, maar spesiaal. Al haar nuwe vriende was daar, haar onderwysers, kollegas van die maatskappy wat fond geraak het van die dogtertjie wat dikwels haar ma by die werk besoek het. Toe die tyd gekom het om die koek te sny, het Annelie Pieter en Elsie aan elke kant van haar gevra. Dis my familie, het sy trots gesê. My mamma en my broer.
Ek is die gelukkigste meisie in die wêreld. Die son het saggies deur die venster van Pieter se kantoor geskyn op 'n oggend presies 1 jaar nadat hy Annelie op daardie sypaadjie ontmoet het. Hy het by die venster gestaan en na die pink fiets in sy glaskabinet gekyk. Dit was nie meer net 'n herinnering van sy mislukking nie, maar 'n simbool van verlossing en hoop. Dit het hom herinner dat dit nooit te laat is om die regte ding te doen nie. Sy foon het gelei. Dit was Annelie. "Broer," het sy opgewonde geskree. "Raai wat? Ek het die hoogste punte in my klas gekry vir my opstel oor familie." Pieter se hart het geswel met trots. "Dis wonderlik, sussie. Waaroor was die opstel?" "Oor ons," het sy gesê. "Oor hoe families soms mekaar verloor, maar mekaar ook kan terugvind." My onderwyseres het gehuil toe sy dit lees. Pieter het geglimlag, trane in sy eie oë. "Ek is so trots op jou, Annelie. Jy is 'n slim, sterk meisie." Sy het gegrinnik. "Ek leer van die beste. Van jou en mamma. Julle wys my elke dag wat belangrik is." Nadat hulle klaar gepraat het, het Pieter 'n oomblik geneem om te reflekteer. 'n Jaar gelede was hy 'n ryk man, maar 'n leë een. Hy het alles gehad wat geld kon koop, maar niks wat regtig saak gemaak het nie. Nou het hy minder geld, maar meer rykdom as wat hy ooit gedroom het. Daardie aand het die familie in die woonstel bymekaar gekom vir 'n spesiale ete. Elsie het gekook, iets eenvoudigs maar lekker. Terwyl hulle geëet het, het Annelie 'n vraag gevra. "Broer, onthou jy daardie dag toe ek my fiets probeer verkoop het?" Pieter het gekniel. "Natuurlik onthou ek, sussie. Dit was die belangrikste dag van my lewe." Annelie het haar koppie skuins gehou. "Hoekom? Jy was ryk. Jy het alles gehad." Pieter het na sy ma gekyk, dan terug na Annelie. "Omdat jy my geleer het wat werklike rykdom is," het hy gesê. "Dit is nie geld of motors of groot huise nie. Dit is familie. Dit is liefde. Dit is om te weet dat daar mense is wat vir jou omgee, nie omdat jy suksesvol is nie, maar omdat jy is." Annelie het geglimlag. "Ek is bly ek het jou geleer dit," het sy gesê. "Want nou is jy 'n veel beter persoon." Elsie het haar dogter se hare gestreel. "Jy is wys vir jou jare, my kind." Pieter het sy glas opgetel. "Ek wil 'n heildronk uitbring," het hy gesê. "Aan familie. Aan tweede kanse. Aan die moed van 'n klein meisie wat haar broer se lewe verander het." Hulle het saam gedrink, die atmosfeer warm en vol liefde. Later daardie aand, nadat Annelie gaan slaap het, het Pieter en Elsie weer op die balkon gesit. "Ma," het hy gesê, "daar is iets wat ek al lankal wil sê, maar nie geweet hoe nie." Elsie het na hom gekyk, haar oë vol begrip. "Wat is dit, my seun?" Pieter het diep asem gehaal. "Dankie. Dankie dat jy my nog 'n kans gegee het toe ek dit nie verdien het nie. Dankie dat jy my nie opgegee het nie, selfs nadat ek jou opgegee het." Elsie het haar hand op syne gesit. "Jy is my seun, Pieter. Ek het jou nooit opgegee nie. Ek was net besig om te wag dat jy terugkom. En jy het. Dalk nie in die manier wat ek verwag het nie, maar jy het terugkom." Hulle het vir 'n rukkie in stilte gesit, die klank van die stad onder hulle. Dan het Elsie gepraat. "Weet jy, Pieter, ek dink soms dat daardie dag op die sypaadjie nie per ongeluk gebeur het nie. Dalk het die lewe 'n manier om ons terug te bring na waar ons moet wees." Pieter het gekniel. "Ek glo dit," het hy gesê. "En ek is dankbaar vir elke dag sedertdien. Vir elke geleentheid om dinge reg te maak. Vir elke oomblik met jou en Annelie." Elsie het geglimlag. "Jy het ver gekom, my seun. Nie net in terme van sukses nie, maar in terme van wie jy is. Die man voor my vandag is die seun wat ek groot gemaak het. Ek is trots op jou." Daardie woorde het meer vir Pieter beteken as enige besigheidsprys of finansiële mylpaal. Om sy ma se goedkeuring te hê, om weer haar seun te wees, dit was werklike sukses. Die volgende dag het Pieter, Elsie en Annelie na die park gegaan, waar hulle dikwels fietsry. Maar vandag was spesiaal. Pieter het 'n nuwe fiets gebring, geen oefenwiele nie. "Dit is tyd," het hy vir Annelie gesê, "dat jy leer om sonder oefenwiele te ry." Annelie het bang gelyk. "Maar wat as ek val?" "Dan tel ek jou op," het Pieter gesê. "En ons probeer weer. Dis wat familie doen." Elsie het geglimlag terwyl sy kyk hoe Pieter Annelie leer ry.
Sy het gesien hoe geduldig hy was, hoe bemoedigend, hoe hy daar was elke keer toe sy geval het om haar op te tel en aan te moedig. Dis die broer wat Annelie nodig gehad het. Dis die seun wat sy altyd geweet het was daar onder al die ambisie en hardigheid. Uiteindelik het Annelie dit reg gekry. Sy het geswaai en byna geval, maar toe het sy haar balans gevind en begin ry. Ek doen dit, het sy uitgeroep. Broer, mamma, kyk. Ek ry. Pieter en Elsie het saam gestaan en gekyk hoe die klein meisie met selfvertroue gery het. Dit is perfek, het Elsie sag gesê. Ons is perfek. Nie sonder foute nie, maar perfek vir ons. Daardie aand, terwyl Pieter sy ma en sussie by hul woonstel afgelaai het Annelie hom styf gedruk. Ek is lief vir jou, broer, het sy gesê. Dankie dat jy teruggekom het na ons. Dankie dat jy nie meer weggaan nie. Pieter het haar vasgemaak, hierdie klein meisie wat sy lewe verander het. Ek sal nooit weer weggaan nie, het hy beloof. Julle is my alles. Terwyl hy terug huis toe gery het Pieter gedink aan die man wat hy was 'n jaar gelede. Ryk maar leeg? Suksesvol maar alleen. Gerespekteer maar nie gelief nie. En nou was hy anders. Hy het steeds geld, maar dit was nie meer sy prioriteit nie. Hy het steeds sukses, maar hy meet dit anders. Sukses was om Annelie se lag te hoor. Sukses was om sy ma se vergifnis te verdien. Sukses was om elke dag 'n bietjie beter te wees as gister. Die pink fiets in sy kantoor het hom herinner aan daardie les. Dit het hom herinner dat ware rykdom nie in 'n bankrekening lê nie, maar in die harte van die mense wat vir jou omgee. En hy was nou ryk bo sy verbeelding. Vimda hysteria. Geliefde luisteraars, ons hoop dat Pieter, Elsie en Annelie se verhaal julle harte geraak het. Hierdie is 'n verhaal oor verlossing, oor tweede kansse en oor die krag van familieliefde. As hierdie verhaal julle geïnspireer het ons 'n spesiale speellys voorberei met ewe aangrypende stories. Vind dit hier deur links te klik. As julle hierdie verhaal geniet het, moenie vergeet om in te teken op ons kanaal nie en 'n duim op te gee. Elke dag bring ons unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien julle in die kommentaar afdeling.